kyk in hierdie video na die menslike oor. Hier is vir jou 'n prentjie, indien jy dit sou wou print, en soos wat ons aangaan met die video, die byskrifte bysit. Eers begin ons met die deel wat ons van buite af kan sien. Die pinna. En sy funksie is, hy kanaliseer die klankgolwe, éventueel tot by die tympanum. Die gehoorgang of gehoorkanaal dra klankgolwe oor na die tympanum, en dit is die deel wat ook bekend is as die oordrom. Nou, ons wil nie praat van oordrom nie, ons praat van tympanum, maar wanneer die klankgolwe die tympanum bereik, dan begin hy vibreer, en hierdie vibrasies word oorgedra na die ossicles, die gehoorbeentjies, maar ons praat van ossicles. Die uitwendige oor bestaan uit die pinna, gehoorgang en tympanum. Die ossicles bestaan uit die malleus, incus en stapes. Die middeloor bestaan uit die gehoorbeentjies en dan ook hieronder die Eustachius-buis of buis van Eustachius. Hy word nogals gereeld in die eksamen gevra. Nou die Eustachius-buis verbind die middeloor met die neusholte. En sy funksie is, hy hou druk aan weerskante, aan beide kante van die tympanum, konstant. As jy al tussen berge gery het, en nogals baie styl afgery het, dan kan dit partykeer voel asof jou ore toeslaan. Nou dit is basies wat gebeur as aan beide kante van die tympanum nie konstant is nie. En dis die Eustachius-buis wat dit weer laat normaal voel. Die Eustachius-buis verhoed ook klankdistorsie. Ek het nou so vlugtig genoem van die ovaalvenster en ons het gesê dat die ossicles die vibrasies oordra na die ovaalvenster. En die ovaalvenster dra van die ossicles die vibrasies oor na die binneoor of die inwendige oor. Nou net onder die ovaalvenster is die ronde venster. Maak seker, hierdie is die ronde venster, nie die sirkelvenster nie. Mens word jy mekaar omdat daai enetjie die ovaalvenster is, so maak net seker dat jy nie die mekaar word met dit nie. Nou die ronde venster se funksie is hy absorbeer die druk wat in die inwendige oor ontstaan. Hier sal jy sien is die halfsirkelvormige kanale en daar is 3 van hulle. Hulle handhaaf balans wanneer die rigting en die spoed van die kop verander. Aan die onderkant sal jy 'n struktuur sien wat lyk soos 'n slakkie se doppie. Kom ons dink die slakkie maak kog, kog. Hoekom sê ons die slakkie maak kog, kog? Hoe gaan jy dit weet? Want jy kan dit hoor. So daai gedeelte wat lyk soos die slak se doppie, is die cochlea. En binne in die cochlea sal die klankstimulus verander word in 'n impuls. Dit is die gedeelte wat vir gehoor belangrik is. En daar kan ons ook die gehoorsenuwee sien. So die gehoorsenuwee gaan die impuls vat na die deel van die brein wat gehoor gaan interpreteer. En dit is die groot gedeelte van die brein, die cerebrum. Nou as jy hier gaan kyk, dit is van die vorige prentjie, al hierdie is die beengedeelte. So dit bestaan uit been uit. Okay, al hierdiekies. En as ons hierdie gaan vat en aan die binnekant gaan kyk, hierso kan jy sien hier's 'n getekende sketsie en binne in hierdie beenstruktuur is daar vloeistowwe. Hierdie vloeistowwe noem ons perilymf en aan die binnekant is die endolimf. En dit word die hele struktuur van die inwendige oor is gevul met perilymf en endolimf. Kom ons begin met die halfsirkelvormige kanale. Ons het gesê die halfsirkelvormige kanale het te doen met die handhawing van balans. Maar nie net enige balans nie, die handhawing van rotasiebalans. So kom ons kyk gou. Iets soos 'n ballerina wat in die ronde draai. Dit is 'n voorbeeld van rotasiebalans. Of wanneer jy iets soos baseball of cricket speel. Of iets soos tennis. Enige iets wat te doen het met rotasie is die halfsirkelvormige kanale van belang om balans te kan handhaaf. As ons dink aan rotasiebalans, dink ons dadelik aan 'n ballerina. En as ons kyk na hulle handjies en hulle arms, lyk dit soos halfsirkelvormige kanale. Nou binne in die halfsirkelvormige kanale is daar reseptore wat ons noem die crustas. Nou hoe ek dit onthou is, Christa is die ballerina en sy draai in die ronde. So die crustas het te doen met rotasiebalans. So hierdie crustas het ons hierso sommer vergroot. En as jy hierso kyk, binne in die kristal is daar selletjies
en haartjies wat van hierdie selletjies sal kom, en hierdie haartjies is baie sensitief. So as die rigting van die kop verander, sal dit veroorsaak dat die haartjies beweeg. En hierdie beweging van die haartjies laat hierdie selletjies die stimulus omskakel in 'n impuls. En hierdie impuls sal vervoer word na die senuwees, waar dan éventueel die impuls sal stuur na die spesifieke deel van die brein wat verantwoordelik is daarvoor. Hierdie hele gedeelte noem ons die vestibulum. En binne in die vestibulum is die utriculus en die sacculus. Is daar die ander reseptor, die maculae. En die maculae ook belangrik vir balans, maar spesifiek vir gravitasiebalans. Dit is soos om iets van die grond af op te tel. Die maculae het ons hierso sommer vergroot. Hierso kan jy sien het hy ook haartjies en selle, en wanneer die haartjies sal beweeg, wanneer jy byvoorbeeld sal vorentoe buig om iets op te tel, sal hierdie haartjies die stimulus omskakel in 'n impuls, en die impuls sal gestuur word na die spesifieke deel van die brein. Laastens kyk ons na die cochlea. Nou die cochlea is die gedeelte wat lyk soos 'n slakkie se dop, en ons het mos gesê hy maak kog, want dit is die gedeelte wat belangrik is vir gehoor. Nou as ons hierdie cochlea in die helfte sou sny, en aan die binnekant kyk, is dit min of meer hoe dit sal lyk. En die boonste kant is die vestibulum scala, hy is gevul met perilymf, die onderkant is ook gevul met perilymf, ons noem dit die tympanum scala, en in die middel is die medial scala, en dit is ook waar die spesifieke orgaan, wat belangrik is vir hierdie stimulus om te skakel na die impuls, is die Corti-orgaan. Die Corti-orgaan bestaan ook uit haartjies en selletjies, en die drukgolwe sal 'n verandering bring in die posisie van hierdie haartjies, en die selle sal die stimulus omskakel in 'n impuls. Hierdie impuls sal deur die gehoorsenuwee vervoer word na die cerebrum, waar dit geïnterpreteer gaan word. Ons gaan nou spesifiek kyk na hoe elkeen gebeur in baie detail, maar jy kan net sien die 3 verskillende reseptore waarna ons gekyk het en waar hulle voorkom, en dan ook min of meer waarvoor dit belangrik is. So byvoorbeeld die halfsirkelvormige kanale het die crustas en die vestibulum het die macula, en saam is hulle belangrik vir balans. Die crustas, dink aan die ballerina, is belangrik vir rotasiebalans, en die maculae is belangrik vir gravitasiebalans. Die cochlea, binne in die cochlea is die Corti-orgaan, en hy is belangrik vir gehoor. So al die gedeeltes van die inwendige oor sluit in die ovaalvenster en die ronde venster, als na dit is deel van die inwendige oor. So dit sluit in die halfsirkelvormige kanale, die vestibulum, die cochlea, en dan ook die senuwees, die gehoorsenuwee en die ewewigsenuwee. Voor ons aangaan, hier is ons net 'n voorbeeld van hoe klein die gehoorbeentjies, ofwel hoe ons dit noem die ossicles is, in vergelyking met iemand se vinger. Ons gaan nou kyk na die funksionering van die oor tydens gehoor, en jy moet hierdie in baie detail kan bespreek in 'n langer tipe vraag. So eerstens, die pinnas vang die klankgolwe vas en kanaliseer dit in die rigting van die gehoorgang. Die tympanum vibreer teen dieselfde frekwensie en dra die vibrasies oor na die ossicles. Die ossicles versterk hierdie vibrasies en dra hulle via die middeloor na die membraan van die ovaalvenster. Die ovaalvenster vibreer en veroorsaak drukgolwe in die inwendige oor se cochlea, en meer spesifiek die perilymf in die vestibulum scala en die endolymf in die medial scala. Laastens moet jy dan net bysit, die ronde venster doof die vibrasies met lae frekwensies uit, en die ronde venster verminder dus die druk in die inwendige oor en voorkom klankdistorsie. Hier is maar net die slide van waar af ek gewerk het, as jy dit in woorde ook wil hê, om die vorige paar slides te verstaan en te kan volg. Ons kyk nou na die funksionering van die oor tydens balans, spesifiek die rotasiebalans, wanneer ons gaan dink na 'n ballerina. In die halfsirkelvormige kanale kom die crustae voor, wat deur die veranderinge in die rigting en spoed van die kop se beweging gestimuleer word. Wanneer gestimuleer word, omskep die crustae die prikkel wat ontvang is in 'n senuwee-impuls. Die senuwee-impuls word dan deur die gehoorsenuwee, of eintlik meer spesifiek die ewewigsenuwee, na die cerebellum van die brein, daai stukkie, oorgedra vir interpretasie. Die cerebellum stuur dan impulse
na die skeletspiere om die liggaamsbalans te handhaaf of te herstel. Ons gaan nou kyk na die funksionering van die oor tydens gravitasiebalans. Dit is wanneer jy byvoorbeeld vorentoe sal buig om iets op te tel. In die sacculus en die triculus kom die macula voor, wat deur die verandering in die posisie van die kop gestimuleer word. Wanneer gestimuleer word, omskep die macula die prikkel wat ontvang is in 'n senuwee-impuls. Die senuwee-impuls word met die gehoorsenuwee, of meer spesifiek die ewewigsenuwee, aan die cerebellum oorgedra vir interpretasie. Die cerebellum stuur die impulse na die skeletspiere om die liggaamsbalans te handhaaf of te herstel. Die eerste gehoordefek waarna ons gaan kyk is middeloorontsteking. Die infeksie word veroorsaak deur 'n virus of 'n bakterie en dit word veroorsaak deur die opbou van vloeistof in die middeloor wat druk en pyn veroorsaak. Nou hierdie gedeelte oor die algemeen is gevul met lug, asook die uitwendige oor. Die enigste plek wat gevul word normaalweg met vloeistof is die inwendige oor. So die middeloor, as dit met vloeistof gevul is, noem ons dit middeloorontsteking. Middeloorontsteking word behandel deur grommets of dreineringspypies. Dit is klein buisies wat in die oor ingeplant word, spesifiek by die tympanum, om vloeistof te dreineer. Hier is 'n voorbeeld van hoe dit sal lyk. Daar is verskillende goed wat kan lei tot doofheid. Die beskadigde tympaniese membraan, saamgesmelde ossicles, met ander woorde die ossicles kan nie vibreer nie, die senuwee beserings, die cochlea kan skade ly, of die gehoorsentrum in die brein is beskadig. Eerstens hoe ons dit kan behandel, is wanneer die gehoorapparate die klank versterk. Tweedens is cochleaire implantings, dit vervang die cochlea en die funksie van die cochlea.